Goeiemôre gemeente, welkom by die erediens vanmôre. Ons gaan sommer begin met die voorsang. Dis eintlik baie lekker vandag, né? So die stemme is sommer lekker los van die begin af. Kom ons sing lekker saam. Ons begin met lied 451, vers 1 tot 3. Hemelse Vader, ons bring U eer. Dan ons volgende lied is lied 454, vers 1 tot 3. Dis 'n bekende lied, Vader ons eer U.
vriende, dis vir my ook 'n voorreg om vanmôre hier saam met julle te wees. Ek geniet dit altyd hier in Vooruitsig. En ek kom nou so dikwels hier dat ek al heeltemal begin tuis voel hier by julle. En my vertroue is regtig dat ons vanoggend ook weer 'n geseënde tyd sal hê, dat die Here ons sal aanraak deur sy Gees, deur die woord, tot ons harte sal spreek. Vandag is Drie-eenheid Sondag. Dis 'n belangrike datum op die kerklike kalender. Triniteit Sondag of Drie-eenheid Sondag. En dit is 'n dag waarop ons herinner word aan ons geloof in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En dit is tog, vriende, belangrik vir ons as gelowiges om hierdie God te leer ken. Paulus skryf aan die Kolossense en hy sê vir hulle dat hy sy gebed vir hulle is dat die Gees hulle sal lei, sodat hulle meer van God sal leer. En dit, my broeder en suster, is elke gelowige se verlange om meer en meer bewus te wees van die Here en wie hy is, en wat hy is, en wat hy vir ons gedoen het en steeds doen, en nog sal doen. Ons gaan nog een lied saam sing, lied 514, ons gaan die eerste en die tweede verse daarvan hartlik saam sing. Sit maar net so, dan sing ons hierdie lied ook hartlik saam. Broeder en suster, die Heilige, die Here, die almagtige drie-enige God is in ons midde teenwoordig vanoggend. En daarom kan ek met groot vrymoedigheid julle groet, en ek doen dit met die woorde van Psalm 123 vers 2. Kyk, soos die oë van slawe gerig is op die hand van hulle eienaar, soos die oë van die slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here, ons God, totdat hy ons genadig is. En hy is ons genadig, vriende. Hy was ons genadig, en hy sal ons genadig wees. Liewe gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, en die Here Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Vriende, ons gaan ons erediens voortsit deur hartlik staande saam te sing van lied 169 en ons gaan daarvan sing verse 1, 2 en 3. Kom ons staan en dan sing ons hartlik 'n loflied tot die Here en ons maak sy naam groot. Vriende, ek hou aan julle die wet van die Here voor, die samevatting van die wet, soos wat ons dit opgeteken vind in Markus 12 vers 28 tot 34. Direk na dit sal ons geloof bely in sang, deur te sing van lied 260 verse 1, 2 en 6. Sodra as wat die orgelis die noot gee, staan asseblief, en dan staande bely ons geloof in die drie-enige God, deur die sing van lied 260. Een van die skrifkenners wat hulle hoor redeneer het nader gekom. Toe hy sien dat Jesus hulle goed geantwoord het, vra hy hom: "Watter gebod is die belangrikste van almal?" Jesus het geantwoord: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie." Die skrifkenner het vir hom gesê: "Uitstekend, meester, dit is waar wat u sê, dat hy die enigste is en dat daar geen ander as hy nie. Om hom lief te hê met jou hele hart, jou hele verstand en met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is belangriker as al die brandoffers en diereoffers." Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom: "Jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Niemand het dit toe meer gewaag om hom iets te vra nie."
Vriende, kom ons verenig ons harte in gebed. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U. Ons kom in hierdie oggend, Here, voor U aangesig en in U heilige teenwoordigheid om U te loof en te eer en ons totale afhanklikheid van U te bely. U, Here, is ons God. U is ons verlosser. U is die een wat ons vry maak, sodat ons vrede in ons harte kan hê. En vanoggend, Here, is dit vir ons 'n besondere voorreg om so as 'n groep gelowiges hier in hierdie gebou byeen te wees, om U naam aan te roep en tot U te bid, om U woord te hoor en deur die Gees gelei te word in die volle waarheid, om U te aanbid en te loof met ons sange, ook met ons gebede, Here. Ja, dit is vanmôre vir ons belangrik om U naam groot te maak, soos wat U, Here Jesus, ons leer bid het. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. So wil ons vanmôre bid, Here, dat U naam geheilig en geëer sal word, dwars oor die lengte en breedte van ons land, maar nie net hier nie, Here, wêreldwyd, dat U erken sal word as die God, die Almagtige, die Skepper van alle dinge, die onderhouer van alles, maar ook die God van genade en van liefde, die Verlosser, wat ons vrygemaak het. Kom dan vanmôre, Here, en help ons vanmôre terwyl ons stil word rondom U woord. Help ons om te hoor wat die woord wat ons spreek in hierdie oggend, Here. Gee ons 'n geheiligde oor dat ons sal luister en hoor. Gee ons 'n gewillige hart, Here, dat ons die woord sal inneem en in ons harte sal bewaar, dit sal koester en dat ons dit sal gehoorsaam, sodat U naam verheerlik kan word. Ons het gehoor van hulle wat vanmôre nie hier is nie, weens siekte en ongesteldheid en ander redes miskien, in ons gebed is ook vir hulle vanmôre, Here. Ons vra dat U ook by hulle sal stil staan, daar by die siekbed, daar waar iemand miskien vanmôre eensaam en alleen is, miskien iemand wat vanmôre moedeloos geword het, dat U by sulkes ook sal stil staan en hulle sal toevou in U liefde en in U genade. Ons dink ook in die besonder, Here, aan hulle wat hartseer en bedroef is, wat geliefdes aan die dood afgestaan het. En ons wil bid dat U self, Here, hulle sal vertroos en bemoedig en versterk. Ja, maak hulle bewus van U teenwoordigheid in hulle lewens, Here, en vou hulle toe in U liefde. Dra hulle. Dierbare Here, dan wil ons vanmôre ook vra dat in alles wat hier sal geskied, die verkondiging van die woord, die sang, alles sal wees tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Vriende, ons skriflesing vanoggend is uit die Evangelie van Johannes, Johannes 14, en ek gaan daar vanaf die 15de vers lees, en ek lees soos wat ek gewoonlik doen uit die 2020 vertaling. En dit is die Here Jesus aan die woord. Hierdie gedeelte Johannes 14, 15, 16 word deur skrifverklaarders beskou as Jesus se laaste leringe aan sy disippels voordat hy na die kruis gaan om te sterf vir die sondes van die wêreld. En nou sê hy vir hulle,
As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie, en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog 'n kort tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek leef en julle sal leef. Op daardie dag sal julle weet, ek is in my Vader, en julle in my, en ek in julle. Wie my gebooie het, en dit onderhou, hy is die een wat my lief het. En wie my lief het, my Vader sal hom lief hê, en ek sal hom lief hê, en myself aan hom bekend maak. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra hom toe, Here, hoe is dit dat u uself aan ons gaan bekend maak en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy ter harte neem wat ek sê, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my egter nie liefhet nie, neem nie my woorde ter harte nie. Die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die van my Vader wat my gestuur het. Dit het ek vir julle gesê, terwyl ek by julle gebly het, die Parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig, en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader gaan, omdat die Vader groter as ek is. En nou het ek dit vir julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle wanneer dit gebeur kan glo. Ek sal nie meer baie met julle praat nie, want die heerser van die wêreld is aan die kom, en hy het nie mag oor my nie, maar sodat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het en doen soos wat die Vader aan my opgedra het. Staan op, laat ons hier vandaan weggaan. En natuurlik hier vandaan na die kruis op Golgotha. Ons ken die verhaal, ons weet wat gebeur het, wat hierop gevolg het, hoe dat die Here Jesus daar in die tuin van Getsemane in gevange geneem is, en hoe dat hy voor die raad verskyn het, Caiaphas, die hoofpriester, Pontius Pilatus, die goewerneur van Judea, en veroordeel is, en uiteindelik na die kruis gegaan het om te sterf vir die sonde van die wêreld. Vriende, ons kernterme wat ek vanoggend graag met julle wil deel is waarheid, vrede, liefde. Dit is vandag Drie-eenheid Sondag, en wanneer dit Drie-eenheid Sondag is, dan herinner dit ons net weer dat die God wat ons aanbid is 'n besondere God, anders as die sogenaamde gode van alle ander godsdienste in die wêreld. Maar ek moet dit beklemtoon, vriende, dat ons glo slegs in een God. Maar hierdie God openbaar homself in die skrif en in die geskiedenis, soos wat dit uitgespeel het in daardie tyd. Openbaar hy homself as die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hierdie is 'n unieke begrip van God, as die drie-enige, een God, en tog is daar drie wat hierdie God is, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dit is hierdie een oortuiging van die Christelike geloof, broeder en suster, wat ons onderskei van alle ander gelowe. Geen dimensie
is nader aan die hart van die misterie van ons geloof nie, as juis ons belydenis. Ek glo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Geen leerstelling lê nader aan die sentrum van ons geloof nie, as hierdie geloof in die drie-enige God. En die eerstelinge, die disippels, die volgelinge van die Here Jesus en die eerste bekeerdes, het uit die Joodse geloof gekom. En daar het hulle 'n streng monoteïstiese godsdienst beoefen. Hulle het geglo in een God. En ons het dit nou gehoor in die samevatting van die wet, hoe dat die Here Jesus aanhaal uit Deuteronomium en vir die skrifkenner antwoord wanneer hy vra, wat is die belangrikste van al die gebooie? Dan sê die Here vir hom, die eerste is dit: hoor Israel, die Here onse God is die enigste Here. En jy moet hom lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele krag en met jou ganse wese. Dit is die eerste gebod. Die enigste Here, daar is slegs een. En tog, vriende, het hierdie selfde disippels besef, hulle het geglo in die Vader van ons Here Jesus, hy die God wat van Abraham, Isak en Jakob, en tog het hulle besef, wanneer hulle met hierdie Jesus in aanraking was, met tyd het hulle al hoe meer tot die besef gekom, dat hy nie maar net 'n gewone persoon is nie, 'n gewone mens is nie, maar dat daar iets unieks aan hom is, iets besonders aan hom is, iets goddeliks. En dat hy eintlik God is. Op 'n manier, 'n wyse wat hulle nie kan verstaan nie. Dis 'n misterie, maar hulle bely hom uiteindelik as die Here. En dan die voortdurende goddelike teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat hulle ervaar het na Pinkster, toe die Heilige Gees uitgestort is, het hulle besef dat ook hier, in die persoon en in die werk van die Heilige Gees, het hulle met God te maak. En deur die eeue het gelowiges hierdie geloof bely. En daarom, vriende, bied dit aan ons 3 ononderhandelbare waarhede wat deel van die Christelike geloof geword het. Dit is deel van ons DNA. Die geloof in die een ware God. Daar is slegs een God, ons glo dit, ons bely dit. Maar die erkenning dat Jesus die Here is, God. Johannes sê dit so, hy sê in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Die woord word van God geonderskei as ware, wanneer hy sê in die begin was die woord, en die woord was by God. Een skrifverklaarder sê die woord was van aangesig tot aangesig met God. En dan sê Johannes vir ons, en die woord was God. Dit is 'n misterie, vriende, wat ons nie kan met ons kan dit nie uit, ons het eintlik nie 'n grammatika waarmee ons dit werklik ten volle kan beskryf nie. En dan die derde waarheid is die ervaring van die inwonende Heilige Gees. En dit is 'n ervaring wat my oortuig dat dit niks minder, niemand anders is nie as God self wat in my woon. En wanneer Jesus nou die Joodse Shema aanhaal vir hierdie skrifkenner en sê die eerste is, luister Israel, die Here onse God is die enigste Here, dan besef ons daar is slegs een God. Maar vriende, hierdie God is 'n komplekse wese, 'n onbegryplike wese eintlik. Ons het lied 260 gesing, die eerste, tweede en 6de verse, maar as ons die 11de vers ook gesing het, daardie vers begin so, ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons kan dit nie begryp nie. Ons het nie die intellektuele vermoë om hierdie som te maak nie. God is een wese. En tog is daar 3 wat God is. En hierdie 3, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is in 'n innige gemeenskap, 'n liefdesgemeenskap met mekaar.
Ek wil dit beklemtoon, vriende, dat God nie slegs in sy openbaring drie-enig is of trinitaries is nie, maar dat God in sy innerlike wese trinitaries is. Die Here Jesus vra vir Filippus, toe Filippus vir hom sê daar in Johannes 14 ook net, ek dink is vers 8 waar hy hom antwoord, ons het nou van vers 15 af gelees, sê hy vir hom, glo jy dan nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? En dit is eintlik hier, vriende, die drie persone van die drie eenheid van God, skep ruimte vir mekaar, sodat hulle in mekaar kan woon, daar 'n inwoning is. Die Griekse woord hiervoor is perikoreisis. En hierdie woord perikoreisis het die betekenis van inwoning, interpenetrasie. Die een is nooit sonder die ander nie. Een God en tog bestaan hulle in mekaar. Die Vader in die Seun in die Vader, die Heilige Gees in die Vader en in die Seun. En ag, vriende, wat 'n lieflike beeld van God skep dit nie vir ons nie. Hierdie ewige permanente interpenetrasie is die ewige wederkerige verbintenis en selfoorgawe van elke een van hierdie persone aan mekaar. Die Seun, die Vader het die Seun lief en hy gee alles aan hom oor. Die Seun het die Vader lief en hy verheerlik hom. Die Heilige Gees het die Vader en Seun lief en is die band wat hulle bind aan mekaar. Daarom kan Jesus sê in Johannes 10 vers 30, ek en die Vader is een. Nou ons kernwoorde vanoggend, waarheid, vrede, liefde, word in die teks wat ons gelees het, vriende, gekoppel aan elke een van hierdie kernwoorde, elkeen van hierdie kernwaarhede wil ek dit noem, word gekoppel aan 'n spesifieke persoon in die goddelike drie-eenheid. Waarheid. In die gedeelte wat ons nou gelees het, beloof die Here vir sy disippels dat hy die Vader sal bid en dat hy vir hulle 'n ander trooster sal stuur, 'n ander parakleet sal stuur. Luister hoe beskryf hy hom, die Heilige Gees, die Gees van die waarheid. En hierdie Heilige Gees, vriende, sal ons in die volle waarheid lei. En hy doen dit steeds. Vir meer as 2000 jaar al lei die Gees sy kerk en word ons geleer deur die Heilige Gees en kan ons in die waarheid van die woord en in die waarheid van die evangelie wandel, want dit is die Heilige Gees wat ons lei in hierdie waarheid. Nou die disippels was effens ontsteld toe die Here Jesus vir hulle sê dat hy weggaan. Ek gaan na my Vader. En hulle is ontsteld en hulle is bekommerd want hulle het nou saam met hom gewandel. Hulle het al hulle hoop op hom gevestig. En nou sê hy vir hulle dat hy weggaan en hulle kan nie saam met hom gaan waar hy gaan nie. En dan gee hy vir hulle hierdie belofte. Hy sê moenie bekommerd wees nie, moenie bang wees nie. Luister, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee sodat hy vir ewig by julle kan wees. En hierdie Griekse woord parakletos word deur skrifvertalers verskillend vertaal, vriende. Die ou vertaling, die ou Afrikaanse vertaling het dit vertaal as 'n trooster. Die 1983 vertaler het dit vertaal as 'n voorspraak. Die Nuwe Lewende vertaling as raadgewer. Die Boodskap vertaling as helper. Daar ander voorbeelde is ook advokaat of soos ons nou gelees het in die 2020 vertaling parakleet wat eintlik 'n transliterasie is van die Grieks. Dis nie eintlik 'n vertaling nie. Die Griekse woord word nou net getranslitereer sodat dit in die Afrikaans is parakleet. En die rede daarvoor is eenvoudig, vriende, ons het net nie in ons taal 'n enkele woord wat die volheid van die volle betekenis van hierdie woord parakletos kan vertaal nie. Want al hierdie dinge, die voorspraak, trooster, raadgewer, helper, advokaat, al hierdie dinge is omskryf die werk van die Heilige Gees en die persoon van die Heilige Gees en nog die Heilige Gees is al hierdie dinge en tog ook nog baie meer as dit. En daarom vertaal die 2020 vertalers net met parakleet. Ek sal die Vader bid, sê die Here Jesus,
en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee. En hier kan ons dus sien, vriende, dat die Heilige Gees is iemand anders as Jesus. Dis nie maar net Jesus wat nou in 'n geestelike gedaante terugkeer na die gelowiges toe nie. Nee, hy sê 'n ander parakleet. Jesus is die parakleet wat by hulle is. Hy is hulle trooster, hulle bemoediger, hulle voorspraak, hulle helper, hulle raadgewer. Hy is al hierdie dinge vir hulle, maar hy gaan nou weg. En dan sal hy 'n ander stuur, 'n ander parakleet wat in sy naam sal kom en wat by hulle sal wees vir altyd, vir ewig. En die woord hier wat die Here Jesus gebruik vir ander is eintlik insiggewend, vriende. Daar is in die Grieks 2 woorde wat vertaal kan word as ander. Allos en heteros. Heteros het die betekenis van 'n ander wat totaal verskillend is van die eerste. Terwyl allos het die betekenis van 'n ander wat net soos die eerste is. Dieselfde as die eerste. 'n ander, maar tog dieselfde as die eerste. En dit is die woord wat hier gebruik word in die Grieks. Wanneer die Here sê, hy verwys na 'n ander parakleet, dan is die woord wat gebruik word allos, wat beteken, vriende, 'n ander parakleet wat net soos die eerste parakleet is. Die Heilige Gees is net soos Jesus, tog is hy 'n ander. Word hy onderskei van die Here Jesus. En hierdie parakleet, hierdie een, sê die Here, is die Gees van die waarheid, wat die disippels in die volle waarheid sal lei. Luister hoe sê die Here Jesus in vers 26. Hy sê, die parakleet, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. En deur die eeue, my broeder en suster, is dit die werk van die Heilige Gees in die lewe van die gemeente en in die lewe van gelowiges. Die woorde van die Here Jesus is opgeteken in die skrif, in die 4 evangelies. En wanneer ons dit vandag lees, my broeder en suster, dan herinner die Heilige Gees ons aan dit wat die Here gesê het, en hy help ons om daardie waarheid, daardie woorde van die Here Jesus te verstaan en in ons lewens toe te pas. En dis belangrik. Dis belangrik dat ons omgaan met die woord van die Here, dat ons dit sal bestudeer, dat ons dit sal lees, dat ons dit sal bepeins, en dit is die Heilige Gees, my vriende, wat ons in staat stel om God en sy wil beter te ken, sy wil vir my lewe beter te verstaan, sodat ek dit kan gehoorsaam. En die ander gedagte, wat hier ook belangrik is dat die Heilige Gees woon in ons en sal altyd by ons bly. Luister hoe sê die Here Jesus, hy sal die Vader bid en hy sal vir julle 'n ander parakleet stuur, 'n trooster, die Heilige Gees, sodat hy vir ewig by julle kan wees en in julle sal wees. Dit is die Gees, vriende, wat geloof in u en my hart opgewek het. Dit is deur die Heilige Gees dat u en ek vanmôre hier kan sit in hierdie kerkgebou en die Here kan aanbid. Dit is deur die Heilige Gees dat u en ek vanmôre kan bely, Jesus is die Here, tot eer en tot verheerliking van die Vader. Paulus skryf aan die gemeente in Korintiërs in 1 Korintiërs 12 en daar sê hy vir hulle, niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. In Efesiërs sê Paulus ook, Efesiërs 2 vir ons, dat ons is lewend gemaak, ons was dood in ons sondes en misdade, maar ons is lewend gemaak deur die Heilige Gees, wat die geloof in u en in my hart geplant het, sodat ons kan glo en tot geloof kan kom. Waarheid. Die Gees van die waarheid. Die tweede kernwoord wat ek ook onder die aandag wil bring, is vrede. Vrede. Luister wat sê die Here Jesus in vers 27. Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. O, vriende,
Die vrede waarvan Paulus sê wat alle verstand te bowe gaan, wat alle begrip oortref, is die vrede wat Christus vir u en vir my gee. Ek onthou, ek het gelees in die skrif en u ook, van 'n dag waarop die Here Jesus hierdie wonderlike uitnodiging gee aan die skare wat daar staan en hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Rus, omdat julle vrede sal hê. Omdat ek julle vrede gee, sal julle rus hê. Neem my juk op julle en leer van my, want my juk is sag en my las is lig, en julle sal rus vind vir julle siele, vrede, want ek is nederig en sagmoedig van hart. So roep hy uit, so nooi hy ook vanmôre vir u en vir my vriende om vrede te hê. En hierdie vrede wat Jesus gee, is eintlik sinoniem met verlossing. Luister hoe beskryf Esegiel, die profeet dit in Esegiel 37. Hy sê, die Here spreek nou deur hom, sê hy van die nuwe verbond, ek sal met hulle 'n vredesverbond sluit, dit sal 'n ewige verbond vir hulle wees. Hierdie nuwe verbond wat in Christus Jesus 'n werklikheid geword het, vriende, en waarvan ons vanmôre kan deel hê, is 'n vredesverbond. Jesaja profeteer so, hoe lieflik op die berge is die voete van 'n boodskapper wat vreugde, een wat vrede verkondig. Wat 'n goeie boodskap bring, wat verlossing verkondig, wat vir Sion sê, jou God heers as koning. En daar is die antwoord, my vriende, waarom u en ek vanmôre vrede in ons harte kan hê. Ons God heers as koning. Vrede, omdat ons verlos is. Jesus gee ware vrede. Die vrede wat God gee, die vrede wat hy gee, wat alle begrip oortref. En hierdie vrede, vriende, ontvang ons op grond van die soendood van Christus, wat ons sonde skuld op hom geneem het. Paulus sê aan die Romeine in Romeine 5, hy sê, omdat ons nou met God versoen is, deur ons Here Jesus Christus, het ons vrede. Vrede met God, vrede met mekaar, vrede. Omdat ons dan nou op grond van die geloof geregverdig is, sê hy, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom, Jesus, het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan, en ons beroem ons op die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. In Christus, vriende, het ons vrede op grond van sy belofte. Luister wat sê hy, ek is in my Vader, en julle in my, en ek in julle. Hierdie vrede, vriende, is groter en sterker as enige probleme, of terugslae, of teleurstellings, of teenspoed, wat ons mag tref. Die vrede wat Christus gee. Want hierdie vrede is niks minder nie as sy teenwoordigheid in ons lewens. Ek in julle, julle in my, daarom sal julle vrede hê. En die derde, liefde. Liefde. Die waarheid van die Gees, vriende, en die vrede van die Seun is gegrond in die liefde van die Vader. Luister wat sê die Here Jesus, vers 21, wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat my lief het. En wie my lief het, my Vader sal hom lief hê, en ek sal hom lief hê, en myself aan hom bekend maak. As iemand wil vra, wat 'n soort God is ons God, vriende, dan is die antwoord wat Johannes gee, dat God in sy wese liefde is. Luister hoe beskryf Johannes dit, hy sê geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore, en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. En in hierdie
woorde van die apostel, vriende, sien ek 'n verwysing na die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Daar is geen konflik tussen Vader en Seun nie. Wie die Seun liefhet, hom sal die Vader lief hê, sê die Seun, en ek sal hom lief hê en myself aan hom bekend maak. Dit is in liefde, broeder en suster, dat die Vader sy Seun gestuur het, en dit is in liefde dat die Seun gewillig was om sy lewe af te lê vir u en vir my. Johannes 3 vers 16, daardie allerbekendste teks in die Bybel. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het immer sy Seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. O, vriende, roer dit nie vanmôre ook u hart nie? Luister, hoe gaan Johannes voort in Johannes 1, Johannes 4, hy sê, hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke Seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde. Luister. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy Seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Hierdie liefde van God, vriende, hierdie liefde van die Vader is 'n opofferende liefde. God offer sy Seun, die grootste, die geliefde, die Seun van die Vader word geoffer uit liefde vir u en vir my. Dit is 'n onvoorwaardelike liefde. God het ons lief gehad, vriende, lank voordat ons bewus was van God. Toe ons nog sondaars was, Romeine 5 vers 8. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Die liefde van die Vader sien ons geopenbaar in Christus Jesus. Jesus het gesê, dat mense sal weet, dat ek die Vader lief het, en doen soos wat die Vader aan my opgedra het. En dit, vriende, dit is vanmôre die beskrywing wat ek u gee van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die God van liefde. Die God wat vir ons lief het, wat ons in die waarheid lei, wat ons vrede gee, en wat ons harte vul met sy liefde. Soos wat Paulus sê in Romeine 5 vers 5, want die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Daarom is die bevel, die opdrag van die Here, die gebod, die belangrikste gebod van môre. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Dis die eerste. En die groot gebod. En die tweede, gelyk aan die eerste, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Op hierdie twee gebooie sê die Here Jesus in die Matteus lesing van hierdie teks, berus die hele wet en die profete, want God het ons deur die Gees in die waarheid gelei. Deur die Seun het ons vrede ontvang. Van die Vader ontvang ons oorvloediglik liefde, genade, erbarming. Amen. Vader, Seun en Heilige Gees. Ons harte is vanmôre gevul met verwondering wanneer ons aan U dink, Here. Die enigste Here wat homself openbaar as Vader, Seun en Gees in ons lewens, in ons gemeente, in ons wêreld word verheerlik. Amen. Goed vriende, ons slotlied, lied 445, en ons sing al 4 die verse daarvan.
Hartlik saam. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.